Kom ons raak stil. Ons gaan 2 liede as voorsang sing en dan gaan ons met die kerkdiens begin.
Sing 'n nuwe lied tot eer van die Here. Sing tot eer van die Here almal op aarde. Sing tot eer van die Here, prys sy naam, verkondig elke dag sy reddingsdade. Die Here is groot, al die lof kom hom toe. Ontzagwekkend is hy bo al die gode. Buig voor die Here by sy heilige verskyning, betoon eerbied aan hom, almal op aarde. Amen. Liefdes in die Here, genade en vrede vir jou, van God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die werking van die Heilige Gees. Ons loflied bring lof aan die Vader, lied 205, kom ons staan, dan sing ons dit saam. Ek was gisterand gekonfronteer met 'n vraag wat ek nog nooit gehoor het nie en wat my aanvanklik snaaks op die oor geval het, en
Die vraag is, ek is nou bly julle is hier, want nou kan julle my help. Wat is die spoed van liefde? Wat is die spoed van liefde? 'n Mens se gemiddelde spoed om te loop is so 4-5 km/h. Toe Jesus hier op aarde was, het hy saam met mense gestap. Hulle ontmoet langs die pad, saam met hulle gestap. En hy het God se liefde aan ons kom bewys, teen die spoed waarteen mense stap, en waarteen mense reageer. So ons kan sê, in daardie sin, is die spoed van liefde enigiets tussen 0, terwyl mense sit en gesels of staan en gesels, en 5 km/h. Die beginsel daar agter is dat liefde is nooit haastig nie. Jy kan nie iemand op 'n kwaliteit manier lief hê en omgee in 'n oogwink en dan verbygaan met ander goed. Liefde vra dat ons tydsaam sal wees. Daar's net een keer waar liefde haastig was in die Bybel, en dit is toe die verlore seun se pa hom tegemoet gehardloop het, om hom te gaan ontmoet. Maar dit was om tot by hom te kom, haastig om tot by hom te kom, en dan saam met hom te stap terug huis toe. God wil hê ons moet ander rondom ons raak sien met dieselfde liefde wat hy vir ons het. Moet ons ander lief hê. Kom ons bid saam. Here, ons het die afgelope paar minute so lekker saam gesing. Ons het nou met die laaste versie van hierdie laaste lied wat ons gesing het ons gesê, ons lof, ons aanbidding, o Vader, ons lied, in nietige klanke, deur kinders gebied. Here, ons wil lofliede tot U sing, ons wil ons dankbaarheid teenoor U uitspreek en betuig, deur ons woorde en deur ons dade. En die een groot manier waarop ons dit kan doen, is om ander lief te hê soos U ons lief het. En dankie dat ons vanoggend kan stil staan by hierdie beginsel van om lief te hê neem tyd. Dit verg aandag. Dit verg soms moeite. Leer ons om geduldig te wees met ander. Leer ons om wanneer ons met ander te doen het, geduldig met hulle om te gaan en liefdevol, op so 'n manier dat iets van U sigbaar word. Here, ons het hierdie week wat nou kom, begin met ontstellende dinge, mense wat betoog, mense wat kwaad is, mense wat ongeduldig is. En waar daar aan die een kant hierdie groep is wat vuis in die lug eis dat ander die land moet verlaat. Is daar kerke wat by mekaar kom en bid vir die onwettige immigrante, bid vir die regering, bid vir medegelowiges en ongelowiges. Here, maak ons geduldig in ons optrede, in ons uitroepe, uitsprake. Help ons om so
te leef hierdie week, so op te tree, tydens gesprekke so te reageer op dit wat gesê word, dat U verheerlik sal word. Daar's geen ander manier nie, Here. Ons wil U verheerlik. Ons wil U behaag. Ons wil so leef dat wanneer U aan ons dink, U sal glimlag. U oë sag na ons sal kyk, omdat U ons poging raak sien om soos U te wees. En daarom, Here, kom ons tydens hierdie erediens en ons wil onsself aan U wy en vra dat U ons sal toevou met U teenwoordigheid. Leer ons om te sing, met 'n hart wat sing, nie net 'n stem nie, maar dat ons verstand en ons hart die vlerke sal wees van die woorde van Psalm 33. Omdat U ons God is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees uit Psalm 33. Ek lees die 2020 vertaling. Regverdiges jubel oor die Here. 'n Loflied pas by opregtes. Dank die Here met begeleiding van liere, besing hom met begeleiding van 10-snarige harpe. Sing vir hom 'n nuwe lied, speel mooi op snaarinstrumente met uitroepe van vreugde. Want, hier kom die rede, hoekom? Want die woord van die Here is reg en al sy werke is betroubaar. Hy is lief vir reg en geregtigheid. Hy is lief vir reg en geregtigheid. Die troue liefde van die Here vul die aarde. Deur die woord van die Here is die hemele gemaak en deur die asem van sy mond die hemel se hele leer. Hy hou die water van die see soos in 'n dam bymekaar. Hy gaar die oerwaters op in voorraadkamers. Die hele aarde moet vir die Here ontzag hê. Hom moet al die bewoners van die wêreld vrees, want hy het gepraat en dit was daar, hy het beveel en toe staan dit daar. Die Here verydel die raadsplanne van nasies, hy dwarsboom die planne van volke. Die raadsplan van die Here bestaan vir ewig, die planne wat hy bedink van geslag tot geslag. Gelukkig is die nasie wie se God die Here is, die volk wat hy as eiendom gekies het. Uit die hemel kyk die Here, hy sien alle mense. Uit die plek waar hy woon, beskou hy al die bewoners van die aarde, hy wat elkeen van hulle se denke vorm, insig het in alles wat hulle doen. Geen koning word deur 'n groot leer verlos nie. Krygsheld red homself nie deur groot krag nie. 'n Perd bied vals hoop vir oorwinning. Deur sy groot krag kan hy nie bevry nie. Kyk, die Here hou sy oog op die wat vir hom ontzag het, op die wat hulle hoop vestig op sy troue liefde, om hulle lewens van die dood te red en hulle aan die lewe te hou tydens hongersnood. Met ons hele wese wag ons op die Here. Hy is ons hulp en ons skild, want oor hom is ons harte verheug. Ja, op sy heilige naam vertrou ons. Mag U troue liefde oor ons wees, Here, terwyl ons op U wag. Tot daar, ons skriflesing. Daar is verskeie verhale van veral gedurende die Tweede Wêreldoorlog met die konsentrasiekampe van gelowiges wat in die konsentrasiekamp onder haglike omstandighede moes leef en wat in daardie omstandighede lofliede gesing het.
en dat dit vir die wagte onverstaanbaar was. Die eerste so geleentheid wat ons van lees was Paulus en Silas in die tronk, nee. Daar's 'n verhaal tydens die Tweede Wêreldoorlog van Corrie ten Boom en haar suster Betsy ten Boom. Hulle het Jode mos versteek teen die Duitsers. Toe is hulle in 1944 gearresteer en beland hulle uiteindelik in die konsentrasiekamp Ravensbrück. In hulle oorvol barak was daar oral vlooie. Ek kan nou kyk hoe gril die dames. Vlooie. Corrie kon het later vir haar sussie gesê, sy kan nie verstaan waarom God dit sou toelaat nie. Hulle het so hard gewerk, hulle het hulle lewens gewaag om die Jode te beskerm, God se volk te beskerm teen die Nazis. En hier is hulle in die konsentrasiekamp en nou is daar, laat die Here toe, dat die vlooie hulle so pla. Betsy het aanvanklik haar sussie herinner aan 1 Tessalonisense 5 vers 18, waar daar staan, wees in alles dankbaar. Nou goed, dit was aanvanklik die manier waarop hulle dit verwerk het. Dat die Here sê, ons moet in alle omstandighede dankbaar wees. Maar later, toe besef hulle, dat die Duitse wagte hulle vermy, omdat daar vlooie is. En omdat die wagte nie daar was nie, het hulle meer vrymoedigheid gehad om tyd met die Here te spandeer, te bid, liede te sing. En wat soos aanvanklik 'n vloek gelyk het God gebruik om honderde vroue met die evangelie te bereik en om hulle moed te gee, die moedeloses opnuut weer moed te gee. Baie oorlewendes, ons lees dat baie oorlewendes vertel hoe Christen vroue daar in die konsentrasiekamp saam gesing het. Veral wanneer iemand moedeloos geraak het, of wanneer gevangenes na die gaskamers toe geneem was. Getuienisse van mense vertel dat die sang deur die barakke weer klink het en hoop gegee het aan mense wat feitelik alles verloor het. 'n Jong soldaat het eendag gevra, hoe kan hulle sing? Hulle het niks meer oor nie. Sy offisier antwoord, jy verstaan nie. Hulle sing nie omdat hulle omstandighede goed is nie. Hulle sing omdat hulle glo daar is iemand groter as hulle omstandighede. En dit is wat Psalm 33 doen. Die psalmdigter begin nie met die probleme van die lewe nie. Hy begin met lof. Hy kyk nie eers na die wêreld en die omstandighede nie, hy kyk na God. En wanneer hy God sien, dan roep hy uit, regverdiges jubel oor die Here. Waarom? Waarom moet ons sing? Waarom moet ons jubel? Waarom in aanbidding voor die Here neerval? Die psalmdigter gee 3 redes. In die eerste plek sê hy, God se karakter verander nooit nie. Die eerste rede vir ons lof teenoor die Here lê in God se karakter, in homself, in wie God is. Vers 4 sê, want die woord van die Here is reg, al sy werk is betroubaar. Ons lewe in 'n wêreld waarin mense se woorde dikwels goedkoop geword het. Mense se liefde teenoor ander, oppervlakkig. Soveel mense maak beloftes, besighede, bemarkingsstrategieë wat glad nie tred hou met die werklikheid nie. Baie daarvan word nooit nagekom nie.
Maar God is anders. Wat hy sê, doen hy. Wat hy beloof, volbring hy. Daar's geen verskil tussen God se woord en dit wat hy doen nie, sy werke nie. Vers 5 sê, hy is lief vir reg en geregtigheid. Maar dit beteken nie dat hy net reg en geregtigheid doen nie. Hy is reg. Hy is goed. Hy is liefde. Hy is getrou. Dis waarom hierdie psalm begin met lof. En dis waarom die psalmdigter ons oproep om te sing. Nie omdat ons omstandighede die lewe perfek is nie. Ons sing omdat God perfek is. Ons sing omdat sy karakter nie verander nie. En wanneer mense ons teleurstel, God bly getrou. Wanneer die wêreld onseker word, kan ons weet, God is betroubaar. Daarom sing ons. Vers 5 is vir my so mooi. Die troue liefde van die Here vul die aarde. Ons het nou die afgelope paar dae laat 'n vriendin van ons uit Australië teruggekeer Suid-Afrika toe en sy het niks. Toe sy nou hier kom het sy niks nie en sy moes vir haar 'n karretjie koop. Die motorverkoopsman, ek wonder of ek 'n uur lank met hom besig was om nou met hom te gesels. Toe gaan die gesprek daaroor dat hy sê hy kan nie glo dat mense deur die lewe gaan sonder die Here nie. En dat ons so begin praat oor hoe 'n mens die Here oral raak sien, hoe sy lewe, hy was 'n baie goeie rugby speler en hy het provinsiale klere gehad en hy's van die laerskool af hoërskool toe gekoop om daar rugby te speel en universiteit toe gekoop om daar rugby te speel en hy het op 'n stadium op 'n hoë vlak rugby gespeel en toe kom hy tot bekering. En toe begin hy dinge anders raak sien en sy lewe begin verander. God se liefde is oral. Dit is oral sigbaar. Die vraag is of ek kyk om dit raak te sien. Ons gaan nou 2 versies van 'n lied sing. Kom dank nou almal God. Die woorde sê, kom dank nou almal God met hart en mond en hande. Loof hom wat wonders doen tot in die verste lande. Van vroeg, van kindsbeen af het hy ons trou bewaar. En tot vandag toe, geseën en gespaar. Terwyl ons so sit, kom ons sing die 2 verse.
hier in vers 6 tot 9 gee die digter die tweede rede waarom God geloof behoort te word. Ons sing omdat God se woord magtiger is as die chaos. Die psalmis beweeg nou na die skepping toe. Hy kyk op na die hemel, hy kyk na die sterre, na die heelal, hy kyk na die oseane en hy sien een waarheid. Alles bestaan omdat God gepraat het. Deur die woord van die Here, sê hy, is die hemele gemaak. Heidense volke het geglo, die skepping het ontstaan as gevolg van gode wat moes beklei. En dit was altyd 'n groot worstelstryd tussen twee partye. Die Bybel kom in Genesis 1 en sê God sit rustig in sy hemelwoning en met die krag van sy asem skep hy die heelal. Lig verskyn, sterre verskyn, planete, lewe. Hy praat en dit gebeur. Die grootste mag op ons planeet is nie Rusland of Iran of Amerika se kernwapens nie. Die grootste mag is die woord van God. Wanneer die psalmdigter hier praat van, in vers 7 sê hy hou die water van die see soos 'n dam bymekaar. Die see was in daardie tyd vir hulle 'n simbool van die 'n vrees, al die chaos. Hulle was bang vir die diep see, want die onbekende was daar. En daar het in daardie tyd soveel vissermanne of uitgegaan met bote en nooit weer teruggekom nie. Die heelal, die blou daarbo is ook water wat met 'n glaskoepel weggehou word. En God maak hierdie dam, hierdie water soos 'n dam bymekaar. En al hierdie goed is vir hulle 'n bedreiging, want hulle verstaan dit nie. Nou kom die psalmdigter en hy sê, God plaas hierdie bedreiging, hierdie chaos, binne sy grense. Hy gee 'n perk daaraan. Vir ons wat baie beter weet as die eerste lesers van hierdie psalm, vir ons beteken dit, God is groter as die chaos in my lewe. God is groter as die chaos rondom my. God wat die oseane begrens het, is ook die God wat my lewe in die holte van sy hand vashou. En daarom kan ons sing, want ons weet ek is veilig in sy hand. Nou die afgelope paar dae bietjie meer te doen gekry met mense met dementia. En een professor vertel van 'n vrou wat in 'n versorgingseenheid was en sy het op 'n stadium begin op en af stap in die gang en sy het net een woord oor en oor en oor gesê. En hulle kon sien sy raak omgekrap, sy is ontsteld. En een van die versorgers begin saam met haar stap, dat hy kan agterkom wat is besig om met haar te gebeur. En toe hoor hy die woord wat sy so oor en oor sê is God, God, God. Toe vra hy vir haar op 'n stadium, maar is jy bang jy vergeet God? Sy sê ja, dit is haar grootste vrees. Sy weet sy vergeet verskriklik baie dinge, maar sy wil nie God vergeet nie. Sy antwoord aan haar was,
Al vergeet jy God, God sal jou nooit vergeet nie. En toe raak sy rustiger. En sy het op die ou einde, het haar demensie vererger, en sy is op die ou einde vredevol oorlede. Sy het daardie rustigheid saam met haar gedra, want sy weet, sy is veilig. Grote God, u skepperhand, word verheerlik deur u werke. Son en maan, son en sterre, see en land, prys u ewige en sterkte. U wat is, u was altyd, u sal wees in ewigheid. Terwyl ons so sit, gaan ons hierdie lied sing. Die tweede vers praat van heiliges daar voor u troon, sing voor u vol vreugde en vrede. Ons hier, ons in wie u gees reeds woon, wy aan u ons dankgebede. Engele, hoë mense, ons almal saam, Heer aanbid en roem u naam, terwyl ons so sit. derde rede waarom ons moet sing, God se plan sal uiteindelik seëvier. Dit sluit aan by verlede Sondag se preek. Die hoogtepunt van hierdie psalm is ook die Here aan die een kant verydel hy die raadsplanne van nasies en aan die ander kant die raadsplan van die Here bestaan vir ewig. Mense beplan. Mense maak planne en sit goed in werking en probeer in 'n rigting. God besluit. Daar breek oorloë uit. Daar vind korrupsie plaas. Onreg word gedoen. Die Psalm herinner ons, God sit steeds op die troon. En hy's groter as enigiets wat met ons kan gebeur. Dit beteken nie alles wat gebeur is goed nie. Dit beteken God is groter as alles wat gebeur. Ons kan maar net aan die kruisiging dink. Daardie Vrydag het die mense gedink hulle het gewen. Dit is my so mooi, daai een liedjie wat ek op 'n stadium gehoor het. The crowd has gone home. They've had their fun. They've crucified a man who said he was someone. En dan kom die, en dan sê hy, it's finished now, he said. En dan is hulle nou tevrede, dis verby, hy is dood. En dan kom die vraag,
maar het hulle hom nie misverstaan nie? Is daar nie iets anders besig om te gebeur nie? God is groter, al lyk dinge buite beheer. Soos die vlooie vir Corrie ten Boom hulle. Aanvanklik iets wat hulle verskriklik geïrriteer het, vir hulle probleem was, word 'n seën in die hand van God. Dieselfde God werk nog steeds vandag. Hy werk deur gebrokenheid, ons sien dit elke dag. Hy werk deur lyding, deur swakheid, deur gewone mense. Sy plan seëvier. Niks kan dit stop nie. En daarom sing ons, want ons weet hy's in beheer. Lied 191, Grote God, ons bring U eer, ons aanbid U, Koning Heer. U kom toe die lof alom, U wat was, wat is, wat kom. Voor U buig die skepping neer, U wat ewig sal regeer. Ons sing, want ons hoop rus op God. God wat geskep het, God wat regeer, God wat verlos, God wat die laaste sê het. Hy wat in beheer is. Hy wat ons lief het. Daarom sing ons. Gewoonlik tydens 'n erediens. Erediens is 'n tweegesprek. Die hele erediens. Van die begin af, kyk maar na die verskillende elemente van die erediens. Op 'n stadium, dan luister ons wat God sê, op 'n stadium antwoord ons, deur gebed of deur sang. Gewoonlik tydens die erediens praat die Here deur sy woord met ons. Vanoggend tydens hierdie erediens het ons geleentheid gekry om wanneer ons die woord van die Here hoor en 'n aspek uit sy woord uit terug te antwoord in 'n lied. En mag dit die tendens wees van ons lewens, dat ons singend, juigend die lewe verder sal loop, die pad sal loop. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons wil dankie sê dat ons U mag loof. Dankie Here dat U ons toelaat om U lof te besing.
Ons sal met ons beperkte verstand en ons beperkte begrip, ons beperkte woordeskat nooit U lof na waarde kan beskryf en besing nie. Maar U laat ons toe om dit te doen. Dankie Here dat U ons so liefhet en ons deel maak van U skepping, U plan. Dankie dat U goedheid nie verander nie, dat U woord waar bly, dat U plan vir ewig vas staan. Dat ons kan weet dat wanneer ons bang of onseker word, ons op U kan vertrou. Wanneer ons moed verloor, leer ons om weer te sing. Help ons om te onthou van al die geleenthede in die verlede waarvan ons weet waar mense in moedeloos omstandighede met lofliedere so groot verskil aan hulle lewens, aan hulle emosionele toestand gedoen het. Maar Here, bo alles, mag mense rondom ons iets in ons sien van die vreugde van mense wat weet dat hulle God regeer. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Daar gaan nie offergawes opgeneem word nie. Ek bedoel nie nou in die bank nie, daar gaan offergawes opgeneem word, want dis in die kussies daar by die deure, die offergawe kussies, is welkom om wanneer soos jy uitstap, die offergawe daar in die kussies te gaan sit. Ons slotlied is lied 220 met ons harte. Ons vra vir Charmaine om hier na vorentoe te kom, ons te kom begelei. Met ons harte sing ons Here. Mag ons loflied aan die Here nie net woorde wees nie, maar mag ons harte saam sing van U liefde meer en meer. Al 3 verse, lied 220.
sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn, jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig na jou toe oplig en aan jou sy vrede gee. Amen.